Geestelike groei in jou verhouding met die Here is 'n persoonlike ding. Net jy, die woord van God en die Heilige Gees. Maar groei word verdiep wanneer gelowiges saam die woord ontdek. Wanneer hulle mekaar aanvul, mekaar help om verder te sien as hulle eie perspektief, mekaar ondersteun as hulle swaar kry, mekaar se vrae help antwoord. En dit het ek gesien die afgelope tyd, want ek het ook ouens wat ek volg en na wie ek luister wat elke dag boodskapies uitstuur, maar ek het ook vriende wat my fisies ondersteun het in 'n baie moeilike tyd waardeur ons gegaan het en nog steeds ondersteun. En ek het ook vriende wat as ek moedeloos is my bietjie opheer en ons het mekaar nodig. En dit versterk 'n ou se geloof as iemand uit gehoorsaamheid vir jou iets doen. Niemand groei alleen. Soos in 'n groepprojek dra elke lid iets uniek by en saam word ons sterk. Wanneer iemand egter afsonder, verloor hy die voordele van deel wees van iets groter as hy self. God het nooit bedoel dat geestelike groei 'n solo reis moet wees nie. Hy het dit ontwerp as 'n familiepad, 'n gemeenskap van mense wat uitgeroep is, wat in een liggaam saamwerk. Die skrif herinner ons dat dit juis binne in hierdie liggaam, die kerk, die saamvergaderde gelowiges, is waar geestelike groei floreer. Kerk was nooit bedoel om 'n denominasie, 'n instansie of 'n gebou te wees nie. Dit was 'n heeltyd bedoel vir kinders van die Here wat in hom glo, wat mekaar ondersteun en saamwerk. Efesiërs 4 vers 4 tot 7 sê, daar is een liggaam en een gees, net soos julle ook tot een hoop van julle roeping geroep is. Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Maar elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Wanneer gelowiges saamkom, bring God sy gawes bymekaar soos verskillende instrumente in 'n orkes. Elke toon dra, elke deel bou op en elke geskenk versterk die ander. Niemand ontvang alle gawes nie, maar almal ontvang iets en saam word die liggaam volledig. Daarom leer die Bybel vir ons verder in Hebreërs 10:24-25 en laat ons ag gee op mekaar om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie werk. Laat ons onderlinge byeenkoms nie versaak nie, maar mekaar vermaan en dis te meer na mate julle die dag sien naderkom. Dit is goed om by mekaar te kom saam met ander kinders van die Here. Dit is goed om mekaar se idees uit te ruil. Geestelike groei vat baie persoonlike dissipline, maar dit is nie al wat dit vat nie. Dit gebeur ook wanneer ek my gawe gebruik vir iemand anders se groei. En as iemand anders se gawe terugvloei en vir my groei gee. So word die samekoms van die kinders van God 'n plek waar wysheid, liefde, waarheid en teenwoordigheid lewendig word. Geestelike groei gebeur nie net sommer maar net nie. Geestelike groei is iets wat 'n mens moet aanwerk. Die Bybel sê ook vir ons in Korintiërs 12 vers 7, maar die openbaring van die Gees word aan elkeen gegee met die oog op wat nuttig is. Dit is hoekom ons verskillende gawes het en verskillende dinge kan doen. Ek kan baie goed praat, ek kan baie goed met mense connect. Ander kan weer ander goed doen, ander kan weer diep bid, ander kan weer mooi sing. En so as alles saamkom vorm ons hierdie pragtige simfonie wat mekaar opbou en wat God op die einde van die dag verheerlik. En as God verheerlik word, vind groei plaas. Ons gawes is nie daar om maar te bære of op te hang teen 'n mooi muur nie. Dit is daar om gebruik te word, om geestelike groei te inspireer in jouself en in die ou langs jou. Wanneer kinders van God saamgroei, saam glo en saam volhard, word die liggaam sterk, gesond en vol volwassenheid. Want geestelike groei was nog altyd vir God 'n groepsprojek, vir sy familie, vir sy liggaam, want ek en jy is sy kinders en daarom is ons deel van God se familie. Hemelse Vader, ons kom vra vir U
om ons gedagtes te verander en om ons lewens so in te rig dat dit sal plek maak om ook ondersteuning vir ander mense te bring. Help ons, Here, om nie selfsugtig te wees met die gawes wat U gee nie, maar om dit te deel en om 'n verskil in ander mense se lewens te maak, sodat ons nie net self kan groei nie, maar ook die groei in ander mense kan help fasiliteer. Ons eer en verheerlik en prys U naam. Amen.